Ons verwelkom graag ook almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons vandag ook saam die bewus word van die groot voorreg wat ons het om deur God se Gees gevul te kan wees. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige Vader, weer die Pinkstersondag kom ons na U, in U huis om U te aanbid, om laag voor U te buig, en met groot ontzag voor U te kniel. Ons wil U naam loof en prys en groot maak. Ons wil U verheerlik, want U is waardig om deur ons aanbid te word. U is die enigste ware lewende God, die skepper van die hemel en die aarde. Ons Vader wat ons oneindig baie lief het, en ons uitgekies het om aan U te behoort, selfs nog voor die skepping, alleenlik uit genade. Ons aanbid U, Vader, omdat U U Seun gestuur het om mens te word en ons sondes op Hom te neem. Ons aanbid die Heilige Gees, wat in ons woon en deur ons werk, wat ons vertroos en ons lei in die waarheid, wat ons motiveer om U getuies te wees, in 'n wêreld wat eintlik nie meer wil hoor nie. Dis ons gebed, Here, dat hierdie Pinkstersondag 'n spesiale gewyde dag sal wees. Dat elkeen van ons bewus sal wees van U teenwoordigheid en werking in ons lewens. Dat ons nie U Gees sal bedroef nie, maar gehoorsaam U wil sal doen. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Maatjies, ek het vanoggend vir Rex saam met my gebring. Hy is mos 'n baba Tyrannosaurus Rex, maar julle hoef nie bang te wees vir hom nie. Hy sal julle nie kwaad aandoen of opvreet nie. Goeiemôre Rex, hoe gaan dit? Hallo, goeiemôre julle almal. Nee, dit gaan met my baie goed, dankie. Ek het net 'n vraag om te vra. Nee, ek het so gedink, want jy vra mos altyd vra. Ja, die enigste dom vraag is die vraag wat nooit gevra word nie. En die een wat vra, bly net 'n rukkie dom. Die een wat nie vra nie, hy bly vir altyd dom. Nee, ons ken al daai rympie van jou. So wat wil jy weet? Wat beteken Pinkstersondag? Pinkstersondag beteken dis die dag waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Wat beteken dit? Wel, as jy in Handelinge 2 gaan lees, dan lees jy daar hoe dat die Heilige Gees uitgestort is, soos wat Jesus gesê het dit gaan gebeur, en soos wat die profete, veral die profeet Joël, ook geprofeteer en aangekondig het, dat dit gaan gebeur. Nou wat het alles daar gebeur? Wel, die apostels was daar almal bymekaar, en toe skielik is daar allerhande tekens en wonders wat plaasvind. Soos wat? Wel, dit het gelyk soos tonge van vuur wat op hulle koppe gekom het. Dit was ook 'n geluid van 'n geweldige rukwind wat hulle gehoor het. En toe het hulle almal ewe skielik die gawe gekry om in die tale te kon praat van al die mense wat in die omgewing daar verbygekom het, sodat almal die evangelie in hulle eie moedertaal kon hoor.
Sjoe, dit klink merkwaardig. Hoekom nou juist die tonge van vuur en die wind en die dinge? Wel, die tonge van vuur, dink ek, stel die krag van God voor en het ook te doen met die simboliese reinigingswaarde en krag van vuur en die wind. Wel, die woord gees in die Bybel, in die Ou Testament, is ruach, dis die Hebreëse woord daarvoor, en in die Nuwe Testament is dit pneuma, en 'n mens kan daardie woord vertaal met asem, of wind, of lewe, of gees. Ek verstaan. Ja, en Jesus het ook gesê dat wedergeboorte 'n misterieuse, geheimenisvolle ding is wat in 'n mens se lewe gebeur, en dat dit soos die wind is. Jy weet nie waar hy vandaan kom of waar hy heen gaan nie, en dat dit die werking van die Heilige Gees is, en op daardie manier is die goed aan mekaar verbind. Ja, en in Genesis 1, toe God die mens geskep het, het hy die asem van die lewe in hulle mond ingeblaas met sy eie asem, en daai woord asem beteken ook gees. Ek sien. So elke keer as ons asemhaal, dan asem ons die gees in. Nee, nie heeltemal nie. Die Heilige Gees se uitstorting was 'n besondere, unieke gebeurtenis. Dit het eenmalig gebeur daar in Handelinge 2, en 'n mens kan dit nie regtig weer herhaal nie. Nou hoe weet ek die Heilige Gees is in my? Dis 'n baie goeie vraag. Nou kom sit hier agter, ek gaan julle mooi vertel, hoe weet ons dit en wat dit beteken, wanneer ons vandag uit die Bybel uit gaan saam lees. Geliefdes, ons gaan saam lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vandag. Mense sal nou wonder, hoekom nou juist hierdie gedeelte op Pinkstersondag, want 'n mens lees mos maar gewoonlik die Handelinge 2 verhaal, waar alles vir ons vertel word. Maar ek is vanoggend juist geïnteresseerd in die resultate en die gevolge van die uitstorting van die Heilige Gees. En dit kry ons baie mooi beskryf in hierdie eerste brief van Paulus aan die gemeente in Thessalonika. Die voorbeeld van die Tessalonisense is die opskrif van die gedeelte. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy liefhet uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Agaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nooit vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien, en dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Tot sover ons skrifgedeelte vandag. Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees se herdenking. 'n baie spesiale dag vir gelowiges reg oor die wêreld. Die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 moet ons nie sien as die begin of die geboorte van die Heilige Gees nie. Party mense sou kon dink dat die Heilige Gees eers begin bestaan het toe hy uitgestort is daar in Handelinge 2. Maar dis nie waar nie. Alreeds in die eerste bladsye van die Bybel en in die eerste hoofstuk, Genesis 1, lees ons al dat die Gees van God oor die aarde en oor die waters gesweef het.
So die Gees van God was al betrokke by die skepping van die aarde. Omdat die Gees van God, God self is. En die Bybel sê ook God is Gees en wie God wil aanbid moet hom in die Gees en in waarheid aanbid. Dan lees ons ook in die Ou Testament op verskeie plekke hoe dat die Gees van God in mense gekom het en hulle besondere krag gegee het. Soos vir Samson byvoorbeeld, wat 'n uitsonderlike sterk man was. En dan sien ons ook hoe dat ons by die profete lees, dat God hulle deur sy Heilige Gees gelei het, om op 'n spesifieke plek te wees of spesifieke woorde aan die mense oor te dra en te verkondig. So die Heilige Gees het nie eers begin met die uitstorting van die Heilige Gees nie, hy is soos God van ewigheid daar en tot in ewigheid daar, want hy is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Maar die uitstorting van die Heilige Gees was 'n sintuiglik waarneembare verskyning van die onsigbare God. Daar is verskillende maniere waarop God deur die eeue heen homself aan die mens bekend gemaak het op 'n sintuiglik waarneembare wyse. Sodat hulle kon sien, hier gebeur iets. Dink maar dan toe hulle deur die woestyn getrek het uit Egipte land uit. Elke keer wanneer Moses in die tabernakel ingegaan het, die tent van samekoms of ontmoeting, soos dit ook genoem is, en God se teenwoordigheid daar ervaar het en ontmoeting met God gehad het, was daar 'n wolkkolom wat dit oordek het. Sodat die volk op 'n sigbare, sintuiglik waarneembare wyse kon weet, hier vind nou 'n ontmoeting tussen Moses en God plaas. En so sien ons by baie ander geleenthede dieselfde. Dink aan Jesus se doop. Toe Jesus uit die water uit opkom, was daar 'n stem uit die hemel uit wat gesê het, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. En dan word die Heilige Gees simbolies voorgestel deur 'n duif wat uit die hemel kom en op Jesus gaan sit om te sê dat God deur sy Gees in Jesus is. Net so met die uitstorting van die Heilige Gees vind hierdie tekens en wonders plaas, sodat hulle kon weet, dit wat Jesus beloof het, gaan gebeur, is nou besig om te gebeur. Hulle kon dit met hulle sintuie waarneem, hulle hoef nie daaroor te getwyfel het nie. Net so sien ons ook hoe dat Jesus vir Thomas na sy opstanding, Thomas wat aanvanklik nie wou glo nie, gesê het, kom Thomas, kom kyk na die merke in my hande, maar moenie net kyk nie, kom voel ook, sodat jy sintuiglik kan waarneem dat dit regtig ek is. En as ons dink aan die nagmaal en die doop, die sakramente wat Jesus ingestel het, dan sien ons ook dat dit sintuiglik waarneembare simbole is, wat vir ons iets voorstel van Christus se verlossingskrag en werk. En dis presies wat dan nou ook hier gebeur het. Op 'n sintuiglik waarneembare wyse het God homself geopenbaar. Maar ons moet ook verstaan, en dit lyk vir my asof baie mense dit nie begryp nie, dat hierdie uitstorting van die Heilige Gees op so 'n sintuiglik waarneembare wyse 'n eenmalige gebeure was. Dat dit nie herhaalbare gebeure is nie, dit kan nie weer oorgedoen word en weer plaasvind nie. En dat dit 'n vervulling is van Jesus se profeseë. Ons praat van die vervulling van die Heilige Gees en dit klink amper soos iets wat 'n mens wat leeg is weer vol maak. En so dink baie mense ook, moet ek elke dag bid dat die Heilige Gees my weer moet kom volmaak en my weer moet kom vul, asof die Heilige Gees 'n vloeistof is. En dit is die Gees van God tog nie. Dis by wyse van spreuke wat ons sê, of spreuke eerder, dat die Heilige Gees ons vervul of ons volmaak
Ons moet nie daarin dink in die vorm van 'n vloeistof en dat dit herhalende gebeure is wat elke keer weer van vooraf moet gebeur. Die Gees van God is nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, in die gelowiges reeds ten volle en volkome werksaam. Die probleem is net, ons is nie ten volle en volkome altyd aan hom gehoorsaam nie. Dis die verskil. Nou gaan ek vir u so kort video wys van iemand wat dit nie mooi verstaan het nie. Wat dalk gedink het dat die woord spirit in Engels, wat gees in Afrikaans is, iets met spirits te doen het. En wat gedink het dat hierdie vlamme wat op hulle koppe was, die tonge van vuur, dat dit weer moet gebeur wanneer mense die Heilige Gees ontvang. Hy maak nou die tonge van vuur sommer self met die kers. Ja, dis dalk komies en snaaks, maar dis eintlik tragies dat iemand dink dat 'n mens hierdie wondergebeure van Pinkstersondag weer self met eie menslike middele, eie menslike vlammetjies van 'n kers en aangevuur deur spirits, dat 'n mens dit kan herhaal. Dis 'n onherhaalbare gebeure. En vandag hoor ons ook hoe dat baie mense dink dat jy die derde teken en wonder wat plaasgevind het, die spreek in tale, dat jy dit ook vandag nog steeds moet kan doen. Anders het jy nie die Heilige Gees. As jy dit doen, dan is dit 'n bewys dat jy die Heilige Gees het. En dis eintlik daai dwaalleer niks anders as hierdie persoon wat gedink het dat jy die tonge van vuur moet kan herhaal nie. Hulle verstaan nie dat dit 'n simboliese, sintuiglik waarneembare verskynsel was wat een keer gebeur het en wat nie herhaal kan word nie, veral nie deur menslike toedoen nie. Ons lees byvoorbeeld ook daar in Handelinge hoe dit die apostels vir mense die hande opgelê het en hoe hulle die Heilige Gees ontvang het. En dan is daar 'n ou wat eers 'n towenaar was, maar wat tot bekering gekom het, sy naam is Simon, en dan kom bied hy hulle geld aan, en hy sê vir hulle, ek sal vir julle geld gee vir my ook hierdie gawe, dat ek ook mense die hande kan oplê, dat hulle ook die Heilige Gees kan ontvang. Dis ook weer heeltemal 'n verkeerde verstaan en 'n dwaalleer om te dink, dat jy die gawe van God met geld kan koop. Heeltemal 'n verkeerde verstaan daarvan. Ons leef nou in die tyd na Pinkster. Inteendeel meer as 2000 jaar daarna. So ons kan nie verwag dat vandag op hierdie Pinkstersondag die uitstorting van die Heilige Gees weer presies op dieselfde manier moet plaasvind as wat in Handelinge gebeur het nie. Dat hier ook nou vandag skielik tonge van vuur op ons koppe moet kom en 'n geweldige rukwindse geluid moet kom nie. Ja, die wind is nou wel ijskoud daar buite. Maar dit kan nie herhaal word nie. Daar het baie water in die see geloop sedertdien. Hoe werk die Heilige Gees dan nou vandag steeds in ons? En hoe moet ons dit verstaan in ons konteks en in ons omstandighede? En ek dink dis wat Tessalonisense ons help, want dit wat daar gebeur het, is iets wat voortgesit word en wat in die Christelike kerk vandag nog steeds gebeur en ons vandag nog steeds waarneem en ervaar. Kom ons gaan kyk 'n bietjie van naderby wat Paulus in hierdie brief vir hulle skryf. Hy skryf vir hulle oor die gebed wat hy vir hulle bid
en dat hy God dank vir die werk van hulle geloof, die inspanning van hulle liefde en die volharding van hulle hoop op ons Here Jesus Christus. Vir Paulus sien ons in sy geskrifte dat dit belangrik is vir 'n gelowige om hierdie 3 kenmerke te vertoon, om hierdie 3 gawes in hulle lewens sigbaar te laat word: geloof, hoop en liefde. En amper al sy briewe praat hy daarvan. Spesifiek in 1 Korintiërs 13 praat hy van die liefde en hy sê, van al hierdie 3 is die liefde die grootste gawe. Want dis juist die liefde wat maak dat 'n mens nie dink ek is belangriker as 'n ander en dat my gawes wat ek van die Heilige Gees gekry het beter is as die gawes wat jy van die Heilige Gees gekry het. Gaan lees maar 1 Korintiërs 12 tot 14, dan sal julle dit mooi sien. Paulus weet dat God hierdie gemeentelede baie lief het. God het hulle uitgekies. En hoe weet Paulus dit? Want toe die evangelie aan hulle verkondig is met woorde, het hy gesien hoe dat die krag van God mense se lewens verander het. Hoe dat die Heilige Gees hulle oortuig het dat Jesus die Here is. En dat hierdie 'n vaste en 'n volle oortuiging is, sodat hulle tot bekering kon kom, en nie langer in hulle mitologiese gode kon glo nie, maar in die enigste ware, lewende God. Vir hulle was die evangelie nie net mooi woorde nie. Dit was 'n kragdadige, lewensingrypende verandering wat hulle ervaar en beleef het. En hoekom kon hulle dit doen? Want God het dit deur sy Heilige Gees bewerkstellig. En dis wat die Heilige Gees vandag nog doen. Hy werk vandag nog in mense se lewens en harte en hy verander dit. Hy skep 'n nuwe mens deur die gawe van wedergeboorte. 'n Mens wat in God kan glo en aan God gehoorsaam wil wees. Paulus sê dit was in moeilike omstandighede wat hierdie gemeentelede daar in Tessalonisense die woord gehoor het en dit aangeneem het. En hulle het dit aangeneem met blydskap en met vreugde. En daardie blydskap en vreugde kom van die Heilige Gees. Dis hy wat hulle daardie blydskap en vreugde gegee het, sodat hulle dit blymoedig kon aanvaar. En as iemand so tot bekering gekom het en die gawe van ewige lewe ontvang het en God ontmoet het, dan is daar blydskap en vreugde in sy hart en in sy lewe. In ons Bybelstudie wat ons bietjie later vandag gaan doen, en ek gaan vir die later meer daaroor sê, gaan juis oor hierdie ware vreugde wat van die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees stop nie by ons redding nie. Hy laat ons nie net tot bekering kom en los ons daar nie. Hy gaan ook verder. Want hierdie gemeente se bekering het oorgeloop in 'n voorbeeldige lewe en 'n getuienis wat bekend geword het in hulle hele omgewing. In die hele Macedonië, die hele Agaia, almal het daarvan gepraat. Almal het gepraat oral oor hulle hoop op die wederkoms van Christus. Christus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Daar het in hulle 'n brandende hoop gelewe dat hy weer gaan kom en dat hulle nie die oordeel gaan tref nie, maar gaan vryspring omdat hy hulle verlosser is. Die Heilige Gees maak ons getroue getuies, want oral het hulle geloop en getuig van hierdie wonder wat in hulle lewens gebeur het, dat hulle die Here aangeneem het as hulle verlosser. So wat is die boodskap vir ons vandag op Pinkstersondag, meer as 2000 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees? Ekskuus. Geliefdes, ek dink nie ons besef altyd hoe baie bevoorreg ons is om die Gees van God in ons lewens en in ons harte te kan hê.
besef ons regtig wat sy enorme, groot voorreg dit is, dat God in sy volheid binne in ons kom woon, sodat ons sy kinders kan wees, sodat ons sy leiding tot ons beskikking kan hê, sodat ons maar net met hom kan praat wanneer ons besluite en keuses moet maak en hy vir ons antwoorde gee op sy tyd, sodat ons die regte keuses en die regte besluite kan maak, sodat ons op die regte pad kan bly tot God se eer. En sodat ons met wysheid kan optree. Wysheid wat van God afkom. God bewys eintlik aan ons 'n groot eer deur sy gees in ons harte uit te stort. En alhoewel dit nou nie presies op dieselfde manier gebeur as wat in Handelinge 2 beskryf word nie, weet ons dus nog steeds so. Want ons weet ook dat God ons lief het en dat hy ons uitverkies het en dat ons in die geloof hierdie verlossing aangeneem het en dat ons dit met volle oortuiging glo. En dat ons lewe ook 'n getuienis kan wees tot sy eer. Dit is slegs deur God se genade en die kragtige werking van die Heilige Gees dat ons gered word, omdat God ons liefhet en ons uitverkies het. Ek kan nie in my eie krag gered word nie. Ek kan nie self die Heilige Gees in iemand anders se lewe gaan uitstort nie. Ek kan niemand anders oortuig om 'n Christen te word nie. Dis God wat dit doen. Ja, hy gebruik my getuienis om te help in die proses. Hy gebruik my voorbeeldige lewe om te help in die proses. Maar die oortuigingskrag kom van God af. Nie van ons nie. Daarom kan ek nie iemand anders tot bekering laat kom nie. Dis God wat dit moontlik maak. Dis God wat ons uitkies, wat ons liefhet, wat ons red. En dan gee die Heilige Gees met wedergeboorte vir alle gelowiges geloof, hoop en liefde. Maar hierdie 3 kenmerke is nie net kenmerke nie, wat alle gelowiges vertoon nie. In hierdie gedeelte gaan dit ook met werkwoorde gepaard. Die werk van geloof noem Paulus dit. Die inspanning van die liefde en die volharding van die hoop. Nou dat God deur sy Heilige Gees in ons kom woon het en ons kom red het en ons verlos het en ons sy kinders gemaak het. Nou is daar ook by ons 'n verantwoordelikheid. Ook iets wat ons moet doen in antwoord daarop. En ons bekering staan natuurlik voorop, waar ons van die sonde wegdraai en na God toe draai. Maar dan is daar ook hierdie geloof. En Paulus sê geloof is harde werk. Geloof is nie iets wat 'n mens ligtelik opneem nie, dis harde werk. Dis harde werk om jou geloof te laat groei en te laat sterker word. Want jy moet toeneem in kennis en in vertroue. Om toe te neem in kennis is baie harde werk, vra maar die kinders wat besig is om eksamens te skryf. 'n Mens se brein is eintlik van nature lui. Hy wil nie regtig leer nie. Jy moet hom forceer om te leer. Leer is harde werk. Om jou brein te gebruik verbrand baie meer energie as enige ander oefening wat jy met jou liggaam kan doen. En as dit by geloof kom, dan speel my brein 'n geweldige belangrike rol. En hy moet hard werk. Want hy moet die regte goed leer ken en hy moet God daarvoor vertrou. Mens dink ook nie altyd daarin dat liefde inspanning verg nie. Mens dink liefde is sommer maar net iets wat gebeur. Dis daai aangename gevoel wat ek teenoor iemand anders ervaar. Maar liefde is harde werk. Kyk ons na 1 Korintiërs 13 se beskrywing van liefde, dan sien ons dit gaan oor onselfsugtige selfopoffering. Dit soek nie sy eie belang nie, hou nie boek van die kwaad nie, is nie verwaand nie, is nie grootpraterig nie. Liefde vra dat ek iemand anders, wat my partykeer irriteer, in geduld
moet verdra. En dit vat inspanning. Dit kom nie net van self nie. Jesus het ons geleer dat ons nie net ons naaste, ons mense van wie ons hou, die mense hier by ons moet lief hê nie, dat ons selfs ook ons vyande moet lief hê. En dit vat inspanning om jou vyande lief te hê. Dit is nie so maklik nie. Want hulle maak dit nie vir jou maklik om hulle lief te hê nie. Dit vat inspanning. En dan hoop vra volharding. As ek 'n vaste hoop wil hê, dan moet ek volhard in die wete dat dit wat God beloof het, die werklikheid, die waarheid is en dat hy daardie belofte sal nakom. En ek moet volhard in die geloof daarin. Want anders verloor ek my hoop. As ek nie aanhou glo dat God sy beloftes gaan nakom nie, gaan my hoop maar net vervaag. En dan laastens, ons dien die lewende en ware God, wanneer ons ook deur woord en daad getuies vir hom is, soos wat die gemeentelede daar in Thessalonika is. Wanneer ons in die wêreld uitgaan, en ons met woorde en met dade vertel van wonderlike God, wat deur die Heilige Gees in ons woon, wat ons gered en ons verlos het en aan ons die ewige lewe gee. Daar in Openbaring, die 3de hoofstuk, ontvang Johannes 'n boodskap wat hy moet oordra aan die gemeente in Laodicea. Daar in Laodicea was 'n warm waterbron. Hulle het geglo dit het genesingskrag. Maar vele reisigers het op 'n lang reis daar aangekom, die fontein gesien, gedink hier gaan hulle nou lekker water kry om te drink, wat 'n heerlike lafenis gaan wees. En as hulle van daai water drink, het hulle agtergekom, maar dit is eintlik warm, dit proe nie lekker koud en verfrissend nie, en dan het hulle dit uitgespoeg. En daar dieselfde voorbeeld het Jesus dan gebruik. Wanneer hy vir die gemeentelede gesê het, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Julle is nie warm nie en julle is ook nie koud nie en julle is lou en omdat julle lou is, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. En sê ek staan by die deur en ek klop. En elkeen wat die deur oopmaak, ek sal by hom ingaan en ek sal saam met hom 'n feesmaal hou. Verlossing sal plaasvind. Die punt wat ek wil maak is dit. Ons leef in 'n tyd waarin al meer mense besig is om ijskoud te word teenoor God, teenoor sy kerk, teenoor sy diensknegte. Hulle distansieer hulle daarvan en sê, ek glo nie dat God bestaan nie. Hulle is ateïste, dis die uiterste vorm van koud wees. En dis baie sleg. Maar nog erger is dat daar al hoe meer mense is wat lou geword het. Wat nou nie heeltemal ateïste is nie, wat hulle self nog as Christene beskou, maar wat nie die Here dien met liefde en met oorgawe en met oortuiging nie. Hulle is eintlik nie op die regte pad nie. En die ergste van alles is hulle glo dis oukei. Dis oukei om koud te wees, dis oukei om lou te wees, het maak nie regtig saak nie. Is nie so erg nie. Die Heilige Gees uitgestort is, was daar tonge van vuur op die mense, wat iets van hierdie warm wees vir God simboliseer. Om God met entoesiasme en met oorgawe te dien. Want die woord entoesiasme beteken eintlik gees vervuld. En theos, dis die Griekse woorde.
om in God te wees, om geesvervuld te wees, om met entoesiasme God te dien. As gelowiges, wat die Gees van God in ons het, behoort ons entoesiasme, ons warm wees vir God, ons passievolle lief wees vir God, ons daartoe te dwing, om vir hulle wat koud en lou geword het en dink dis oukei, die boodskap te gaan gee, dat dit nie goed is nie. Dat Jesus eintlik sê, dit walg hom, hy gaan hulle uit sy mond uitspoeg. Dis nie vir hom aanvaarbaar nie. En dis nie maklik om daardie boodskap oor te dra nie. Veral nie vir 'n wêreld wat dit nie wil hoor nie. Maar dis ons roeping, dis ons taak, en die Gees lei ons daartoe. Ons moet hom die geleentheid gee, om die oortuigingswerk in daardie mense se lewens en harte te doen, en ons moet daarvoor bid. En ons moet self ons plig nakom. Deur hard te werk in ons geloof, met inspanning lief te hê, en volharding te hoop, alles met die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons besef weer vanoggend wat 'n groot eer dit is wat U aan ons bewys om U kinders te kan wees en om U Gees in ons te kan hê. Om geesvervuld te kan wees. Ons besef ook, Here, hoe baie keer ons U Gees bedroef deur ongehoorsaam te wees aan sy leiding. Ons besef dat ons 'n roeping en 'n taak het om ook in hierdie wêreld getuies te wees soos wat die gemeente in Thessalonika was. Maar dat ons dit nie altyd is nie. Ons besef dat ons partykeer self so maklik lou word, dat ons U nie met entoesiasme dien nie, met volle oorgawe nie. En daarom bely ons sondes voor U, en vra ons dat U deur die Heilige Gees werklik vir ons sal motiveer en inspireer, om U met volle oorgawe en toewyding te dien, en om deur woord en daad U getuies te wees, sodat ons elke dag die vreugde en die blydskap wat U Gees gee, in ons lewens kan ervaar en beleef. Ons wil bid dat hierdie Pinkstersondag reg oor die wêreld, veral die gelowiges, inspirerend sal wees. Vader, ons bid vir 'n wêreld wat al hoe meer dink dat dit nie 'n probleem is om sonder U te lewe nie. 'n Wêreld wat al meer die bose dien, eerder as om U te dien. En ons weet dat U ons na daardie wêreld en hierdie wêreld toe stuur, met hierdie boodskap van verlossing, wat ons moet oordra. Gee dat ons dit met oorgawe en toewyding sal doen. Vader, ons bid vir ons gemeente en al die aksies en werksaamhede en projekte waarmee ons besig is. Ons bid vir ons kerkraad en ons leiers, ons Bybelrig onderwysers, ons bid vir al ons kinders, vir al ons ouers, vir al die oupas en oumas. Ons bid vir almal wat siek is, elkeen wat werkloos is, vir hulle wat eensaam is. Ons bid vir hulle wat in nood verkeer, wat daardie nood ook al mag wees. Here, kom tot ons redding en wees ons genadig. Seën ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En vertroos ook hulle wat moes afskeid neem van hulle geliefdes. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam kan bid, en dat ons weet U verhoor ons gebede. Amen.
Ons gee graag vir die geleentheid om vir die Here ook te dien met die dankoffers.